Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Wat kan je doen om innerlijke genezing te verkry? Besef dat die Heere rijk is in genade en barmhartigheid. Hij is een God wat gee en vergewe. Dit is opmerkelijk dat als God niet genadig en barmhartig was nie, sy kinders minder sou sondig. Dit is omdat baie sondes gepleeg word met die wete of oortuiging dat hulle vergewe sal word, wanneer hulle later om vergifnis bid. God behaag om echter in versoeken om vergifnis waar mensen niet opzettelijk gesondig het nie, maar werkelijk een fout gemaakt het. As jy oprecht spijt is, en vergifnis vraag vir die verkeerde dingen wat jy aan ander gedoen het, zal hij jou ook waarlijk vergewe. Hij zal jou dan niet veroordeel nie, maar jou volkome vrij verklaar. Net soos die vrou wat aan oorspel skuldig was, beteken dit niet noodwendig dat jy veroordeel moet word, net omdat jy skuldig bevind is nie. Die wet het die vrou skuldig bevind, maar genade het verhoed dat sy veroordeel word, ten spijte van haar skuldig bevinding. Die wet van Moses het haar veroordeel weens haar sonde, maar die genade van Christus het haar veroordeling verwyder. Johannes 8 verse 5 en 11. Dit was dit wat haar vrygemaak het, nadat sy ter dood veroordeel is. Ongeag enige slegte dingen wat jy dalk gedoen het, was en sal jy altyd vir die Heere speciaal en belangrijk wees. Jesaja 43 vers 4. Jezus het in die wereld gekom zodat die mens na hom toe sou kom. Hy gee hom vir elke aspect van jou leven, en nooi jou daarom uit om na hom te gaan, vir verligting van jou geestelike uitputting en laste. Matthees 11 vers 28. Vra ander wat jy verontreg het om vergifnis. Dit vereis dat jy jouself verneder. Jy sal eerst deeglijke oorweging moet doen. Vraag God om jou die nodige inzicht te gee, dat jy kan identificeren wat jy verkeerd gedoen het, en aan wie jy verkeerd gedoen het. God moet jou oopmaak om binnen in jouself te zien. Sommige mensen is bijvoorbeeld niet bewust van die feit dat hul gedrag altijd gekenmerk wordt door agressie teenoor ander nie, insluitend mensen wat hulle nie rechtig ken nie, en diegene wat nooit verkeerd aan hulle gedoen het nie. Josefse broers het hom gevra om hulle te vergewe voor al die slechte dingen wat hulle aan hom gedoen het. Genesis 50 vers 17. Voordat jy dit doen, vra die Heere om hulle harte voor te berei zodat hulle jou verskoning, met ander woorde jou versoek om vergifnis, kan aanvaar. Dit is wat Jacob aangaande sy broer Esau moest doen, aangezien hij Jacob nog niet vergewe het, omdat hij sy eerstgeboorterecht gesteel het nie. Genesis 32 vers 11. Bepaal daarna hoe, wanneer en waar jy sal probeer versoen. Indien nodig, vraag iemand wat albei van jullie respecteer, om die gesprek te bemiddel. Moenie bang wees vir moontlike trane nie. As jy moet, dra een sonbril of donkerbril, of kyk nie direct na die persoon as jy bang is dat die woorde nie behoorlik uitgedruk sal word nie, of weens vrees dat jy sal huil en swak en kwesbaar sou voorkom. Die belangrijke ding is dat jou begeerte na vergifnis en oprechtheid uitgedruk moet word, anders zou dit lee.
betekenisloose woorde wees. Dit kan selfs gecommunikeer word deur 'n telefoonoproep, 'n video-oproep, 'n brief, 'n e-pos, of die maak van 'n stem- of video-opname, wat jy ook aan die persoon kan stuur met jou selfoon of rekenaar. Moenie soos baie mense wees wat weier om verskoning te vra vir die verkeerde en bose dinge wat hulle gedoen het, of deel van was nie. Hierdie mense weier nie net om jammer te sê vir mens nie, maar voel ook dis nie nodig om hierdie sondes voor God te bely nie. Hulle toon eenvoudig geen berou nie. Dit sluit vooral politieke leiers in wat direct en indirect betrokken was bij die verminking, moord en uitsluiting van ander, omdat hulle geglo het dat hulle 'n regverdige saak beveg. Hulle is trots om te sê hulle was vryheidsvegters. Hulle versuim of weier echter om te erken dat, ongeacht die oorsaak, daar geen Bybelse rechtvaardiging is voor die sondige methodes wat hulle in hul spesifieke strijd gebruik het nie. Vergewe ander, vra die Heere vir genade dat je dit kan doen, al is dit dalk vir jou baie moeilik. Almal het volkome vergifnis nodig. Niemand wil die algemeen gebruikte frase hoor, ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Een van die hoofredes waarom 'n persoon nie iemand anders wil vergewe nie, is dat hij wil hê dat die ander persoon een of ander soort pijn moet voel en ervaar. Omdat hij deur die ander persoon seer gemaak was, moet die ander persoon, volgens hom, ook seer kry en om die beurt lei. Versuim om te vergewe sal echter nie net diegene wat jou verontreg het, vir baie jare gevangene hou nie, maar aangezien dit basis van jou afhang, is jy die hoofpartij wat gevangen gehou sal word deur hierdie onvergewensgesindheid. Hierdie is een krachtige vesting van Satan wat jou verhoed om aan te beweeg, en effectief vorentoe te beweeg in die lewe. Mense wat jou bedrieg, benadeel of teleurgestel het, moet allemaal vergewe word. Vir baie klink dit dalk makkelijker gesê as gedaan. Dit maak nie saak wat die verkeerde dinge is wat hulle aan jou gedoen het, of onder watter omstandighede hulle hierdie dinge gedoen het nie. Dit maak ook nie saak hoeveel keer hulle jou verkeerd aangedoen het nie. Baie mense wil hê dat God hulle telke male moet vergewe, maar hulle is nie bereid om hul broer een keer te vergewe nie. Petrus wil weet of daar 'n punt kom waarop 'n mens geregverdig is om iemand anders niet te vergewe nie. Hy sou nie eers so iets gevra het, as hy die vraag deeglik oorweeg het, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe. Jezus het echter vir Petrus gesê dat hij sy broer moes vergewe, tot 70 maal 7, dit wil sê telke male, nie 490 keer nie, Mattheus 18 verse 21 en 22. Sodoende sal die een wat vergewe, vooral die een wees wat bevry word van gevoelens van bitterheid, woede en haat, wat voortgespreid het uit sy onwilligheid om te vergewe. Die stervensgebed van Stefanus, nadat die mense hom met geweld gestenig het, is mees voorbeeldig in hierdie verband. Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Handelinge 7 vers 60.